Goeiemôre, liewe vriende, hartlike welkom aan elkeen van u. Ek is Barry Skolson van Suidkus Bediening hier vanuit Maagheid en ek groet u in die naam van ons koning en verlosser, ons Here Jesus Christus. Nou ek hoop dat u almal lekker rustig en gemaklik is daar waar u ook al mag kyk en mag u hart op die regte plek wees om hierdie gelofte vanmôre op die regte manier ook te begin. Kom ons word stil voor die Here en dan begin ons hierdie diens. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Amen. Nou ons gaan nie vanmôre 'n lied saam sing nie, weens die opname wat ek maak. Daar's allerhande kopieregte en goed en ons moet eers 'n lisensie kry voordat ons enige so iets kan opsit. So kom ons spring weg en dan blaai jy saam met my daarna Psalm 50 vanaf vers 1. Psalm 50 vanaf vers 1. Ek lees vir u Psalm 50 vanaf vers 1. 'n Psalm van Asaf, die God van die gode. Die Here spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion die volkomenheid van skoonheid verskyn God in glans, ligglans, verskoon tog. Ons God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote van my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Sela. Hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem, of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou gelofte aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou verwerp. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jy deel, verskoon tog, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o godsvergeters, sodat dit nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Net tot sover uit die onfeilbare woord van ons Here Jesus. Kom ons buig ons hoofde en dan dra ons ook hierdie woord aan die Here op. Ons dierbare Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om in hierdie môre ons gelofte te kom betaal nie. Here, al kyk ons na 'n video, miskien kan ons nie vanmôre by 'n kerk uitgekom het nie, of ons kerk het dalk nie 'n
'n diens vanmôre nie, weens wat se redes ook al nie. Maar ons kom na U toe, U wat die skepper van hemel en aarde is. U wat die God is wat van bloedrivier, wat die voortrekkers bevry het. Vader, ons dank U en ons kom vra U om in hierdie oggend die woord in ons harte te kom inbrand. Ons harte te kom sag maak in hierdie oggend en ook die woord in ons harte in te brand. Here, mag hierdie woord deur U Heilige Gees lewend gemaak word in ons harte en mag ons dit vorentoe ook uitlewe tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus wat ons verlosser is. Amen. Nou, ons teks van oordeenking vanmôre vind ons in Psalm 50 vers 14 en 15 wat die volgende sê: Offer dank aan God en betaal jou gelofte aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. En dit bring ons dan by ons tema uit hierdie gedeelte, die verbreekte gelofte. Die gebreekte belofte, verskoon tog, gelofte. En ek het dus in hakies ook hier gesit onder my notas, waarom die mure van ons land val. Waarom die mure van Suid-Afrika besig is om ineen te stort. Vriende, ons kom vandag by mekaar op 16 Desember 2025. 'n dag met groot geskiedkundige waarde vir die Afrikaner. Terwyl hierdie dag vir sommige net 'n vakansiedag is, net 'n dag is om te gaan vleisie braai en wat ook al mense doen op so 'n dag. Nie dat daar enigsins verkeerd is daarmee nie, maar vir ander is dit 'n tradisie. Maar terwyl dit vir die kind van God, die persoon wat ernstig is oor die gelofte, is dit 'n dag van selfondersoek en dit behoort ook so te wees vir elke Afrikaner in Suid-Afrika. Behoort dit 'n selfondersoek te wees. Ons kyk so na Suid-Afrika, ons land, en ons sien die verval, die korrupsie, die geweld en daardie onsekerheid van 'n toekoms. Wat gaan van ons kinders word? Gaan ons kinders werk kry? Gaan wat ook al gebeur in die toekoms? Ons vra, waar is die God van bloedrivier? Waarom lyk dit asof hy sy hand teruggehou het? Waarom gaan dit so met ons land? Maar Psalm 50 kom wys vir ons dat die probleem nie net by die vyand lê nie, maar by die volk wat God se naam ook dra, by die Afrikaner volk. Hierdie Psalm is nie 'n troospsalm nie, dit is eintlik 'n hofsaak. Ons gaan dit nie as 'n hofsaak hanteer nie, maar dit kan so hanteer word. Dit is 'n hofsaak van reg en geregtigheid. God roep sy volk voor die regterstoel in hierdie Psalm. Die voortrekkers het 'n gelofte gemaak, 'n ernstige verbond, maar 'n gelofte is nie 'n seremonie nie. Dit is 'n verpligting tot gehoorsaamheid. Hoor jy mooi? Dis 'n verpligting tot gehoorsaamheid. En wanneer 'n volk 'n gelofte verbreek, dan volg daar gevolge. Wanneer die gelofte nie betaal word nie, kom die skuldeiser na vore. Kom God om die betaling by jou te kom opeis. Sarel Salee en die voortrekkers het op die kanonwa gestaan en 'n ernstige ooreenkoms met God gemaak in 1838. Hulle het beloof om 'n huis te bou en die dag te herdenk, maar 'n gelofte impliseer meer as net dit. Dit behels gehoorsaamheid en dit behels 'n leefstyl wat ons elke liewe dag moet lewe. As jy beloof om God te eer, maar jy leef soos die duiwel,
het jy die kontrak net daar en dan verbreek. Die Here sê vandag vir ons, julle wonder hoekom dit so sleg gaan met julle en met julle land. Kyk in die spieël, Suid-Afrika se krisis is ten diepste 'n geestelike krisis. Ek praat met elke persoon wat vandag hier sit, wat die gelofte herdenk, maar wie se lewe buite die kerk nie ooreenstem met die woord van God nie. Ons herinner die wat wel die gelofte nakom en dit uitleef aan die wonder van die God wat ons aanbid. Vandag se doel is om u tot die besef te bring dat die chaos, misdaad en verval in Suid-Afrika 'n direkte gevolg is van 'n volk wat al beloftes aan God verbreek het, deur skynheilig en deur sonde. Vandag se boodskap is om te skud, dit uit ons uit te skud, uit ons godsdienstige slaap uit te kom skud, sodat ons kan bekeer voordat dit te laat is. Ons gaan hierdie psalm hanteer in 5 gedagtes, en ons gaan vanoggend kyk na 5 gedagtes rondom hierdie tema van ons 'n verbreekte gelofte. En dit bring ons by ons eerste gedagte, en dan sien ons dat ons verantwoording moet doen teenoor God. 'n Verbreekte gelofte bring verantwoording teenoor God. Psalm 50 vanaf vers 3 sê vir ons, ons God kom en kan nie swyg nie, vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, en sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. Israel het die verbond ontvang, maar hulle het dit ook verbreek. Ja, as ons die woord gaan lees, het hulle telke male hulle verbond met God gebreek. God roep hulle voor die hof, omdat hulle offers bring sonder om gehoorsaam te wees. Amos 3 vers 2 sê, julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. Deuteronomium 29 vanaf vers 25 sê vir ons, dan sal hulle antwoord, omdat hulle die verbond van die Here, die God van hulle vaders verlaat het, wat hy met hulle gesluit het, toe hulle deur hom uit Egipte land uitgelei is, en hulle ander gode gaan dien, en hulle daarvoor neergebuig het, gode wat aan hulle nie bekend was nie, en wat hulle nie toebedeel het nie. Daarom het die toorn van die Here teen daardie land ontvlam, om daaroor die hele vloek te bring, wat in hierdie boek geskrywe is. Josua 24 vers 22 sê vir ons, daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien, en hulle sê, ons is getuies. Die voortrekkers het God aangeroep in die dag van benoudheid, soos wat in Psalm 50 vers 15 van ons geleesde gedeelte gesê word. Hulle het 'n gelofte gemaak wat 3 verpligtinge ingesluit het. Eerstens, die dag soos 'n Sabbat te onderhou. Tweedens, 'n huis vir God te bou. Derdens, die kinders te leer van daardie gelofte. Hulle het geweet, as God ons red, moet ons hom eer. Ons wil die seën van Bloedrivier hê, maar nie die heiligheid van Bloedrivier nie. Dis wat ons vandag soek. Ons soek die mooi, maar ons soek nie daardie heilige lewe nie. Ons wil die oorwinning hê, maar nie die gehoorsaamheid wat daarmee saamgaan nie. Ons wil die beskerming hê, maar nie die verbond nie. Verskoon tog.
Psalm 50 vers 5 sê, God roep sy gunsgenote, nie die heidene nie die Amerikaners nie, die Suid-Afrikaners, sy gunsgenote, in hierdie geval ook Israel. Is u sy gunsgenote, doen u sy wil, die wil van God, of leef u soos die duiwel daar buite? 1 Petrus 4 vers 17 sê, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Ons het die gelofte geërf, maar nie die gehoorsaamheid nie. Die voortrekkers was gehoorsaam. Hulle het besef wat hulle besig was om te doen. Maar met der tyd, soos wat ons nie, ons voorvaders, ons oumas en ons oupas na geluister het nie, en dit nie voorgedraai het nie, het die probleme vir Suid-Afrika en vir ons as Afrikaners begin. Ons hou die dag, maar nie die dissipline nie. Ons bou monumente, maar nie mure van heiligheid nie. Lukas 12 vers 48 sê, maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat sla verdien, sal met min sla geslaan word, en elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Ons kan nie die gelofte vier en dan leef of God nie eers bestaan nie. Ons kan nie die beskerming verwag terwyl ons sy gebooie vertrap nie. Ons kan nie die land se mure herstel terwyl ons huise se mure gebreek is nie. Terwyl God nie eers in ons huise is nie. 'n verbreekte gelofte bring nie net verantwoording nie, maar bring ook 'n skynheiligheid en 'n valsheid na vore in ons volgende gedagte. 'n Verbreekte gelofte bring skynheilige godsdiens na vore. Psalm 50 vers 16 en 17 sê die volgende: maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my die insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tughaat en my woorde agter jou werp, terwyl jy dit verwerp en nie meer aanvaar nie, want ons glo allerhande ander goedjies. Israel het die feeste gehou, die offers gebring, die psalms gesing, maar hulle harte was ver van God af. Hulle het agter die plesier van die wêreld aangehardloop, allerhande afgode gaan dien, met die gedagte, ons is God se mense, sy volk, ons dien mos hom. Jesaja 29 vers 13 sê, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle harte ver van my afhou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is, 'n valsheid is. Hosea 6 vers 6 sê, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerande en in kennis van God meer as in brandoffers. Die voortrekkers het geweet 'n gelofte is nie 'n gewone seremonie nie. Dit is nie 'n tyd om fees te vier en te drink nie. Dit is 'n lewenslange verbond. Dit is 'n leefwyse elke liewe dag waarin ons lewe. Hulle het dit gelees uit die woord uit, en hulle het gelees wat met Israel gebeur het in daardie woord. Hulle het God se naam aangeroep met 'n rein gewete en opregte hart, net soos Israel ook in hulle nood. Ons land is vol kerke met min bekerings, vol Bybels, maar min gehoorsaamheid, vol gelofte dagdienste, maar min gelofte dag lewens. 2 Timoteus 3 vers 5, en net hierdie woorde sê vir ons, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het.
Ons kan nie die gelofte sing en dan die woord ignoreer nie. Ons kan nie God se naam aanroep en dan sy tug verwerp nie. Ons kan nie die gelofte dag vier en dan môre onreg doen nie en soos die duiwels gaan lewe nie. Wanneer 'n verbreekte gelofte 'n skynheilige godsdiens na vore bring, verval ook morele waardes. En dit bring ons by ons volgende gedagte. 'n Verbreekte gelofte bring morele verval. Psalm 50 vers 18 tot en met 20 sê vir ons: as jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Israel se samelewing het verval omdat hulle die verbond verlaat het, omdat hulle hulle kant van die kontrak verbreek het. Omdat hulle nie die verbond nagekom het nie. Hosea 4 vers 1 en 2 sê vir ons: hoor die woord van die Here, ook kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg oorspel, hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak. Die voortrekkers het weer eens geweet, 'n volk sonder 'n morele ruggraat sal uiteindelik in mekaar stort. Is dit nie wat ons in ons land sien nie, 'n land wat in mekaar stort nie? Hulle het streng Bybelse norme gehandhaaf. Nie omdat hulle volmaak was nie, maar omdat hulle geweet het God se seën rus op gehoorsaamheid, op 'n lewe wat God eer. Ons sien presies Psalm 50 en van ons verse wat ons voorheen gelees het in Suid-Afrika. Diefstal, korrupsie, belastingbedrog, oneerlikheid, egbreek, gesinne breek, kinders ly, die tong, sosiale media vol haat, rasisme, leuns, godslastering wat plaasvind om elke hoek en draai. Spreuke 14 vers 34 sê: geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek vir 'n nasie. Galasiërs 6 vers 7 sê vir ons: moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Is dit nie wat Suid-Afrika besig is om te maai nie? Dit wat ons saai, al daardie sonde wat ons so uitlewe, daardie ongeregtigheid, daardie godslasterlike dinge, daardie goddelose lewe wat ons leef. Ons kan nie die gelofte nakom terwyl ons saam met die wêreld se sondes loop nie. Ons kan nie God se seën verwag terwyl ons sy gebooie vertrap nie, en ons het dit ook al genoem. Ons kan nie 'n land bou as ons huise in sonde val nie en verval is nie. As ons huise goddeloosheid goedkeur nie. Hoe is u huis? Hoe is u lewe by die werk? By ander mense, by die braai waarna toe u gaan? Die morele verval bring 'n valse verstaan van God se stem wat stil raak in ons volgende gedagte. Moenie God se stilte in 'n verbreekte gelofte misverstaan nie. Psalm 50 vers 21 sê: hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg, jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Die eis, ek gaan my skuld moet betaal of God gaan dit eis. Israel het gedink
omdat God nie dadelik oordeel gebring het nie, het hulle gedink hulle gee nie om nie. Verskoon tog, God gee nie om nie. Hulle het gedink hulle kan maak soos hulle wil, want God is nou stil en ons kan aangaan, hy keer dit goed. Prediker 8 vers 11 sê, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou volstrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Hoor jy mooi? Die voortrekkers het weer eens geweet, weer eens, as God sy hand wegvat, is ons niks. Hulle het geweet, as God nie gaan help nie, dat hulle almal uitgemoor sou word. Hulle het nie God se hulp as 'n reg gesien nie, maar as genade. Hulle het vertrou op sy genade. Letterlik het hulle hele lewe in God se hande gewy. Letterlik. Indien God nie sou intree nie, sou hulle almal uitgemoor gewees het vandag, en ons sou 10-10-1, baie van ons sou nie gewees het nie. Dank God vir sy genade oor die voortrekkers daardie dag van 1838. Ons dink, omdat God nie dadelik kom oordeel nie, nie dadelik straf nie, dat dit sy goedkeuring wegdra. Dat hy ons goddeloose lewens goedkeur. Maar die chaos in ons land wys dat God die rekening voor ons neersit. Die skuldeiser staan voor die deur om die betaling op te eis. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. God se stilte is nie toestemming nie, dit is 'n laaste waarskuwing om jou te bekeer van jou lewe wat jy leef, van daardie goddeloosheid in jou lewe. Ons moet wakker word voordat die deur van genade sluit. Word wakker, Afrikaner volk, sodat God julle nie verdelg nie. Word wakker. Daar is 'n oplossing vir 'n verbreekte gelofte en daar is herstel vir 'n volk en nasie wat berou het oor daardie verbreeking van hulle gelofte. En dit bring ons by ons laaste en 5de gedagte. Die oplossing vir 'n verbreekte gelofte wat herstel bring. Psalm 50 vanaf vers 22. Verstaan dit tog, o godsvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. God bied altyd 'n pad terug, en het hierdie pad aan die Israeliete gegee, 'n pad van dankoffers en aanbidding. 'n pad om op ag te gee, 'n weg waarop ag gegee moet word in gehoorsaamheid. Die voortrekkers het God geëer deur dankbaarheid, gehoorsaamheid, 'n huis vir God gebou, die dag te onderhou, die kinders te leer van die gelofte, te leer van God wat siele red. Hulle die gelofte uitgeleef, nie net gevier nie, nie net 'n partytjie gemaak nie. Die pad terug vir Suid-Afrika is nie politiek nie, dit is bekering, en dit is bekering om terug te keer na God toe, die skepper van die hemel en aarde, die redder van siele. Bekeer julle van julle verkeerde wee, Afrikaner volk. Suid-Afrika, bekeer julle.
of julle gaan verdelg word. 2 Kronieke 7 vers 13 en 14 sê: As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Jy mag dalk vra hoe? Hoe gemaak om terug te keer? Ek het 5 gedagtes hier neergeskryf en daar mag baie meer wees. Maar 5 gedagtes wat ek voel baie belangrik is. Waar ons moet begin. Begin by jou hart. Bekeer jou met 'n opregte hart. Nie met valsheid nie. 'n Ware bekeerling se lewe sal dit wys. Tweedens, begin by jou huis. Leer jou kinders van God en sy geregtigheid en sy genade. En dat hy die redder van die mens is. Begin by jou kinders. Leer hulle van God. Begin by jou integriteit. Dink voordat jy dinge doen. Dink voordat jy daardie goddelose lewe. Begin by jou gehoorsaamheid aan God, die Vader, die skepper van hemel en aarde. God genees 'n land deur bekering van 'n volk, een hart op 'n slag. God genees 'n land deur die bekering van 'n volk, een hart op 'n geslag. Kom ons vat kortliks hierdie boodskap saam. Ons kan nie die seun van bloedrivier eis terwyl ons die God van bloedrivier verloon nie. Die gelofte vra nie 'n erediens om gesien te word nie. Dit vra 'n lewensverandering, 'n lewe wat jy elke liewe dag van jou lewe moet lewe. Elke dag. Elke dag moet 'n dag van die gelofte wees. Die duisternis heers omdat die lig verdof het, maar God roep ons terug, nie na tradisie nie, maar na gehoorsaamheid toe. God het vanmôre met u kom praat. Elkeen van u wat hier na luister, bekeer jou, is wat God vanmôre vir jou sê. Keer terug na my toe, keer terug na God toe. Dis wat God vanmôre vir jou sê. Gaan jy na hom luister? Gaan jy jou bekeer en so lewe, soos wat sy wil is, en soos wat hy verwag van ons? Psalm 50 vers 22 sê, verstaan dit tog, net hierdie woorde, verstaan dit tog. Sal jy vandag sê, Here, ek keer terug. Ek bring my dankoffer, my lewe na u toe. Ek kom sluit 'n nuwe gelofte met u. Ek gee my hart, my lewe, my gehoorsaamheid, alles aan u. My kinders, my huis, my kar, my wat ook al jy het. Gee ek aan u oor. En ek kan van 16 Desember 2025 af net my gelofte uitlewe. My lewe sal wys dat God is my redder. God het my lewe. Hy is in beheer van my lewe. Bekeer julle Afrikaner volk van julle goddeloosheid in hierdie oggend. As jy nie weet hoe nie, kontak ons gerus. Indien jy nie naby Suidkus van Natal is nie, kan ons altyd uitkyk vir iemand wat u daar kan help. Jy kan ons ook kontak deur die sosiale media's wat daar beskikbaar is.
maar maak u saak in hierdie oggend reg met God. Maak u saak reg. Amen. Weereens gaan ons nie 'n slotlied sing nie, maar ons gaan die gelofte vir u voorlees en dan daarna sal ons die seën doen en dan ook die boodskap afsluit. Die gelofte van 1838 in Afrikaans. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan God te doen. Dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Maak hierdie gelofte weer opreg in die hart wakker. Gaan lees hierdie gelofte weer 'n keer. Lê weer hierdie gelofte af in die lewe, in hierdie oggend. En bring u, laat God u terugbring na die regte standaard, na sy standaard toe. En hy sal die Afrikaner terugbring in sy glorie. Kom ons bid saam en dan bly ons ook net so gebuig te hoofde en dan spreek ons daarna ook die seën uit. Ons dierbare Here en wonderlike God. Here, ons dink so aan Israel, hoe daardie op en af van hulle hele lewe was. Dan kry hulle berou en bekeer hulle en herstel die verbond. Dan gaan dit goed, dan gaan dit te goed, dan verbreek hulle dit weer en keer weg van die weë af en dan keer hulle terug. En dit voel vir my asof ons volk, ons Afrikaner volk dieselfde doen. En ons kom bid dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, sal terugkeer na u toe, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van die boodskap. Dat dit ons sal pla as ons nie terugkeer na u toe nie, totdat ons met u sal regmaak, totdat u ons sal wederbaar. Want ons weet, sonder u is ons niks, sonder u is ons verlore. Ons kom bid, Here Jesus, dat u elkeen sal seën wat hierna geluister het. En elkeen se hart sal werk wat hierna geluister het. En indien daar iemand sal wees wat behoefte het, dat hulle kontak sal maak, of met 'n kerk wat hulle kan help, of met Suidkusbediening, sodat hulle gehelp en verwys kan word. Ons loof en dankie vanmôre vir hierdie wonderlike dag en geleentheid. En mag hierdie dag ook verder in ons lewens net aan u gewy wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en ook bly, en mag u hierdie gelofte ernstig in u lewe en in u hart opneem. Amen.